Kom ons gesels oor 'n geestelike ritme reg deur jou dag, want dit help jou harmoniseer met die lewe se eise. Ons wil so dikwels als vereenvoudig na net een emosie. Dis asof ons of sterk of swak wil wees, of opgewonde of bang, of seker of onseker. Maar die waarheid is, die menslike hart is 'n orkes met baie instrumente. Jy kan opgewonde wees oor 'n genuwe geleentheid en terselfdertyd minderwaardig voel. Jy kan dankbaar wees en moeg voel. Jy kan hoopvol wees en bewus wees van jou broosheid. Nou hierdie kompleksiteit beteken nie jy is onstabiel nie, dit beteken net jy is volledig mens. Paulus leer ons dat God nie wag vir 'n enkelvoudige of netjies afgeronde emosie voordat hy jou ontmoet nie. Ons lees van Paulus se emosionele stryd in 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 9. Hy het gekla oor 'n sogenaamde doring in die vlees en dan hoor hy hierdie woorde by God. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." En dan skryf Paulus: "Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees." So Paulus ontdek, God werk in die spanning. God werk deur die gemengde gevoelens. God werk binne die werklike ritme van jou dag. Ons geestelike groei is nie 'n aparte ding in ons lewe nie, is nie 'n aparte afdelinge nie. Dis 'n ritme wat reg deur alles vloei. Jou gebed en jou werk, jou vreugde en jou onsekerheid, jou stilte en jou skedule, dit vorm als deel van die orkes van jou lewe. So, jou geestelike praktyke kan die ritme wees reg deur die dag. Dis 'n ritme wat dan help dat dit deur alles vloei. Byvoorbeeld, dat jy 'n kort gebed doen terwyl jy jou motor aanskakel. Dat jy 'n asemhaling oefening met 'n Bybelteks doen so tussen vergaderings deur. Dat jy 'n dankbaarheidsgedagte dink of neerskryf en jy kan dit doen terwyl jy die tuin nat maak. Jou swakheid word so nie 'n struikelblok nie, dit word 'n plek van ontmoeting. Wanneer jy jou geestelike ritme in jou gewone roetine inweef, word jou dag nie minder vol nie. Inteendeel, dit word voller van God. So die vraag is, wat 'n klein oomblik in jou dag kan jy omskep in 'n geestelike ritme waar God jou in jou werklike emosies mag ontmoet? Want so het jy 'n geestelike ritme reg deur jou dag. Leef geïnspireerd.